Die Here is wonderbaar. En die Here openbaar in mens goed en ons is 'n geestelike volk. En 'n mens, omdat jy 'n geestelike volk is, moet ons nooit vergeet dat ons sensitief is vir die dinge wat in die gees gebeur nie. Want ons is ingestel op die gees. En dinge wat in die geesteswêreld gebeur, ja, ongelukkig is dit so, mens onderskei die goed. Jy voel dit aan en dit voel baie of jy wil doodgaan. Maar die Here help, die Here tel ons weer op. Die Here maak ons weer vry, soos vanaand. Ek voel nou sommer baie beter. En dan moet ons nooit vergeet dat die sielevyand is die een wat alles sal probeer omverwerp, net om vir homself aanbidding bymekaar te maak nie. Dit is waarmee hy begin het. In die hemel het hy al begin. Hy wou groter as God gewees het. En die aanbidding wou hy vir homself gehad het. En omdat hy eintlik hy het 'n obsessie daarna om aanbid te word. Die Satan het letterlike obsessie daarna. En hy sal alle metodes gebruik net laat mense hom aanbid. Op welke manier ook al, maar hy gaan baie metodes gebruik. En 'n vers of 2 verse wat dit vir ons duidelik uitspel is in Matteus 4 vers 8. En Matteus 4 vers 8 sê, weer neem die duiwel hom na 'n baie hoë berg en wys hom al die koninkryke van die wêreld in hulle heerlikheid. En sê vir hom, al hierdie dinge sal ek aan u gee as u neerval en my aanbid. Dit sê die Satan vir die seun van God. As u neerval en my aanbid. Nou, aanbidding is vir die duiwel verskriklik belangrik. En omdat dit vir hom so belangrik is en hy is die een wat aanbid wil wees, daarom gaan hy jou weerstaan as jy tot die Here wil bid. En dit moet ons nou maar weet. Hy is bitter min tevrede as jy opstaan en sê ek gaan nou bid. En wat hy dan doen is, hy gebruik verskriklik baie metodes om jou weg te hou van gebed af. En net soos jy gaan in jou bidkamer kom, dan pling jou foon, en dan sê die duiwel, daai is 'n boodskap wat jy nie mag mis nie. Jy moet hom nou lees, nou. En dan staan jy op en dan lees jy, die boodskap is nie, ag nee, wat dit was eintlik nie, dan sit jy hom neer, nou gaan jy om te bid, dan pling hy weer. En dan sê die duiwel vir jou, hierdie een mag jy nie mis nie. En as jy wil voortgaan met jou gebed, as jy nou verby die selfoon is daar 'n klop aan die deur. En as die klop aan die deur nou afgehandel is, dan voel jy verskriklik dors. Goed, nou eers yskas toe, eers ietsie kry om te drink. En dan, as jy daarmee klaar is en jy wil gaan bid, dan onthou jy, ja, maar daar's 'n dringende werk wat ek nou eers sal moet doen. En dan gaan doen jy eers die dringende werk. Waarmee is die duiwel besig? Keer jou om te aanbid. Dit is waarmee hy besig is. En wanneer 'n mens gaan om te gaan bid, is dit baie goed om na 'n ander plek toe te gaan wat nie altyd moontlik is nie. Maar vir ons wat in die geloofshuis bly, wat 'n verskriklike voorreg het, waarvoor ek elke dag so dankbaar is jy kan jou huis los en dan loop jy en dan gaan jy tempel toe of jy gaan bidsaal toe. En daar kan jy in gebed tree. Maar nou is die probleem, as jy uiteindelik daar kom, dan begin jy nogal goed te bid en 5 minute is jou gebed klaar. Weet nie meer waarvoor om te bid nie. Of jy bid al in die ronde, jou gedagtes is daar iewers, besig met 'n probleem. En jy probeer bid en dan so na 'n lang tyd kom jy agter maar ek het hierdie al gebid. En as 'n mens mooi dink, dan draai jou gebed so al in die ronde, jy kom nêrens nie, herhaal dieselfde woorde oor en oor. Hoeveel keer het ons al die Here se naam Here in 'n gebed gesê oor en oor en oor en oor, sonder om eers ag te slaan daarop. Nou ja, as jy nou deur al hierdie goed gewerk het en jy bid, dan vorder jou gebed net tot hier by die dak. Jy kan sommer voel hy gaan niks verder as dit nie. Hier's 'n dak. Maar tot waar moet ons gebed kom? 2 Kronieke 30 vers 27 sê mooi tot waar ons gebed moet kom. 2 Kronieke 30 vers 27. Toe staan die Levitiese priesters op en seën die volk, en hulle stem is verhoor. Hulle gebed het gekom tot in sy heilige woning, tot in die hemel. Nou kyk, dit is 'n ver pad vir 'n gebed om te trek.
As jy nou hier begin in jou menslikheid en dink jou gebed moet vorder tot in die hemel, dit is 'n ver pad en daar tussenin is baie goed. Daar is 'n plafon hier bokant jou en dan is daar natuurlik nou nog die tweede hemel ook en dit is waar die duiwel opereer, want hy kan nie in die derde hemel kom nie, daar's 3 hemel vir die wat wonder. En nie 7 nie, ek weet nie waar kry hulle 7 nie, maar goed. Daar's 3 hemele en die derde hemel dit is waar God se troon is en sy huis is daar. En dan die tweede hemel is die atmosfeer tussenin, waar ek nie kan kom nie, en waar die duiwel opereer. En die eerste hemel is die atmosfeer soos wat ons dit ken. Dit is waar ons beweeg en is waar die voeltjies vlieg en die winde waai en die goed. Dit is die eerste een. Goed, so hier in die tweede een is daar 'n verskriklike geveg aan die gang. En die tweede een is waar ons op 'n keer lees in Daniël. En Daniël het hy gebid, hy het ernstig gebid tot die Here en hy wag, en hy wag, en hy wag, en hy wag 3 weke lank. En uiteindelik, toe kom die antwoord, want die engel wat vir hom die antwoord moes bring, was vorige keer gewees. Jy het al gelees, Daniël 10 vers 12. Toe sê hy vir my, dit is die engel wat met Daniël spreek, toe sê hy vir my, Daniël 10 vers 12, wees nie bevrees nie, Daniël, want van die eerste dag af dat jy jou hart daarop gerig het om ag te gee en jou voor die aangesig van jou God te verootmoedig, is jou woorde gehoor. En om jou ontwil het ek gekom. Maar die vors van die koninkryk van die Perse het 21 dae lank, 3 weke, teenoor my gestaan en kyk. Hierdie engel moes hulp inroep. Michael, een van die vernaamste vorste, het gekom om my te help. En ek het daar oorgebly by die konings van Persië. Daniël se gebed het gekom tot by God, en die Here het hom geantwoord, en hy het 'n engel gestuur om vir Daniël die antwoord te bring, en vir 3 weke lank kon daai engel nie by Daniël uitkom nie, want hy was weerstaan. Hy was weerstaan deur die vors van Persië, en dit het hom gekos om terug te gaan en versterking te gaan kry in die hemel, sodat Michael, die aartsengel, saam met hom kom om te veg teen hierdie vors, om deur te breek om uiteindelik by Daniël sy antwoord te bring, en dit was 3 weke later. Daar's 'n geveg in die gees aan die gang, 'n geveg wat ek dink ons nie baie keer van bewus is nie. En om deur te breek in gebed, werklike gebed, dat jy weet, jy bid nou, soos wat ons sal sê, jy bid hemel toe. En dit gebeur nie baie dat 'n mens op daai plek kom waar jy voel, jy bid in die gees nou nie. Dit voel of die hemele oopmaak. Gewoonlik is ons gebed so 'n bietjie fladderend hier onder, of is ek die enigste een? Is daar nog wat so 'n bietjie sukkel? Wat moet ons maak? Ons geveg is geestelik. Dink ons het laasweek nou mooi daaroor gepraat. Ons geveg is geestelik. Is nie teen vlees en bloed nie. En die eerste ding wat 'n mens moet doen is, as jy in die gees wil optree, is trek jou wapenrusting aan. Goed, so moet dit nie net sê nie, doen dit. Manifesteer. Ons weet nou hoe manifestasies werk. So trek jou wapenrusting aan. Tel jou swaard op. Wees gewapen. Goed, nou is jy 'n kryger wat gewapen is. Dan die volgende een, het daar redelike onsekerheid ontstaan oor die laaste paar jaar weens 'n lesing wat ek gegee het, seker 4 of 5 jaar gelede, en die idee het posgevat dat ons mag nie meer die Here se bloed pleit nie. Nou, dis nie wat ek gesê het nie. Gaan luister die lesing en hoor waaroor dit gaan. Die bloed van Jesus Christus is gestort vir mense. Dit is waaroor dit gaan. Dit gaan oor die redding van siele, want die mens se siel lewe ewig. Daai siel gaan of in een van 2 plekke land, of in die ewige heerlikheid in die hemel gaan jou siel land, of hy gaan in die hel land, in die poel van vuur. Dis een van 2 plekke, daar's niks tussenin nie. Daar is nie 'n alternatief, as jy een van die 2 hou nie, is daar niets anders nie. Nou, vir die redding van die siel van die mens, het God in sy almag sy seun gestuur om op die aarde te sterf in onbeskryflike smarte. En sy bloed is gestort as teken van die nuwe verbond. Dit lees ons. Daar's 'n nuwe verbond, Lukas 22 vers 20, as jy dit wil opsoek, is daar 'n teken. En die teken, net soos wat dit in die Ou Testament die teken van die verbond was die bloed van die dier wat gestort is. Daardie was die teken van die verbond.
Dit was nog vroeër gewees ook. Moses het die bloed besprinkel oor die volk as teken van die verbond by die berg Sinai. Dit is nog vroeër waar ons dit van lees. En dan het ons in die Nuwe Testament is die bloed van Jesus, die volmaakte offer van die lam, die vlekkelose lam, gestort as die teken van die verbond, die nuwe verbond waaronder ons lewe, en die bloed van Jesus is gestort vir mense. En wat ek daai tyd gesê het is, as Jesus se bloed gestort is vir my, en dan lees ons waarvoor, om jou te reinig, om jou te heilig, om jou te regverdig, om uiteindelik voor God te staan, dit is waaroor dit gaan, het ek gesê, ons kan nie die bloed van Jesus oor ons karre pleit, met die bedoeling dat my kar nie gesteel moet word nie. Dit het met my kar niks te doen nie. Niks. Dis wat ek gesê het. Maar niks keer ons om die bloed van Jesus oor onsself te pleit nie, want dit is oor my wat dit gaan. En wanneer ek die bloed van Jesus oor my pleit, dan roep ek daardie verbond, die nuwe verbond, roep ek in herinnering, en daarmee eer ek die bloed van Jesus Christus, en ek eer sy offer aan die kruis, en ek neem sy verlossing vir my, neem ek aan, as ek die bloed van Jesus oor my pleit. Dit het niks met my kar te doen nie. Niks. Pleit die bloed van Jesus Christus oor jouself. Tot reiniging, heiliging, vrymaking, redding, regverdigmaking. Roep sy verbond in herinnering vir my. Eer sy werk aan die kruis. Wonderbaar. Redding vir my. Wanneer ons in die verbond lewe, Psalm 91 is 'n verbondspsalm. Psalm 91 is een van die kosbaarste psalms wat daar is. As jy wil kyk hoe werk verbond. Hy begin met hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God, op wie ek vertrou. 4 name van die Here wat in een psalm genoem word, in daai 2 versies, 4 name. En dan begin hy daarna, en sy engele sal 'n laar rondom jou trek, sodat jy nie jou voet teen klippe stamp nie, sodat die goed wat jou aanval nie na jou toe kom nie. Hier kom 1000 en daar kom 10.000, daar's pessiektes, daar's ellendes en party is in die middag en party is in middernag en die son sal jou nie steek nie en al hierdie goeters. Wat het gebeur? Jy het onder sy verbond ingekom. In die Nuwe Testament onder sy nuwe verbond, maar die plek van die verbond is dieselfde plek. Skaduwee vir die Almagtige, wanneer ek my God as koning kies, dan lewe ek in sy verbond. En wanneer ek in sy verbond is, dan het ek al die ander beskerminge van engele wat laar rondom my trek. Hier kom 'n klomp engele, ek kan nie opdrag gee nie, ons moet dit net reg kry. Maar ek kan die Here vra, Here stuur u vir my engele. En dan doen hy dit, om vir my engele te stuur om 'n laar rondom my te trek, sodat ek nou bewaar is en beskerm is van al hierdie goeders. En dan, as ek hierdie goed gedoen het, en ek is nou in die verbond, en ek is nou onder sy skaduwee, dink net daaraan, as jy in sy skaduwee beweeg, dan is hy so naby, dat sy skaduwee oor jou val, so, die Here is hier by my, want ek lewe nou in sy verbond. En dan is daar nou verskriklik baie goed hier rondom jou, in die atmosfeer, soos daai vors wat nou vir die engel weerstaan het. Hulle is hier rond, hulle wil jy moet bid nie. So nou het jy jouself hier reg gekry, jy is nou reg vir geestelike oorlogvoering, maar intussen is hier nog 'n klomp goed hier rond, wat jou verskriklik pla en weerstaan. So nou moet jy van hulle ontslaa raak. En as jy van hulle wil ontslaa raak, dan moet jy die klomp goed wat daar is, moet jy bestraf. Hoe doen ons dit? Hoe bestraf jy 'n duiwel? Maklik. Ek bestraf jou in die naam van Jesus Christus. Punt. Ek hoef nie veel meer te doen nie. Dis wat Jesus gedoen het. Ons het voorbeelde. Wat het hy gedoen? Kom ons doen net dieselfde. Jesus het by mense gekom wat die een het 'n demoniese of 'n demoon het hom beetgepak en die arme man is stom. Kan nie praat nie. Doof en stom. En die Here sê, ek bestraf jou. En daar gaan hy. En die man is gesond. Die Here het nie ingewikkelde goed gedoen nie. Hy het dit 'n paar keer gedoen. Paulus het op 'n stadium met hy in Handelinge lees ons het hy te make gehad met 'n waarsêende gees van 'n vrou wat hier was
En toe het hy nogal redelik lankmoedig gewees, vir 'n tyd lank het verdra, en toe het hy nou 'n bietjie moeg geraak vir die ding. En toe sê hy eenvoudig vir hom, dit was sy woorde: ek gebied jou in die naam van Jesus Christus om uit daaruit te gaan. En presies op daardie oomblik het die gees uitgegaan. Handelinge 16 vers 18. Dis al wat Paulus gedoen het. Hy het die duiwel beveel, gaan uit. Altyd in die naam van Jesus Christus. Hoekom in sy naam? Want in sy naam het ons die autoriteit. Ons het die autoriteit in onsself nie, ons is ondergeskik, ons is mens. Maar Jesus Christus wat die oorwinning behaal het, hy het die autoriteit, so ons tree op in sy autoriteit, in die naam van Jesus Christus, en daar gaan die duiwel. En dan wonder 'n mens nou maar, wat word van die duiwel as hy nou daar uit is? Wel, ek het vir u nuus. Hy gaan nie verskriklik ver nie, want hy loop rond, dit sê Jesus, Lukas 11 vers 24, Lukas 11 vers 24, wanneer 'n onrein gees 'n mens verlaat, swerf hy deur waterlose streke op soek na rus, sonder om dit te vind. Dan sê hy, ek sal terugkeer na my huis wat ek verlaat het. Met die besetene van Gadara het die duiwel die man verlaat, wel, omtrent 12.000 van hulle, daar was baie, legio, en hulle is daar uit. Waarheen is hulle? Hel toe? Waarheen? Ons ken dit. Dis in die varke in. Die varke was vir hulle 'n lekker opsie gewees, want as die spul varke nou afstorm en hulle vrek in die see, dan is die duiwel vry om te gaan. Hulle was baie slim gewees om te sê, stuur ons varke toe. Want in die varke hoef hulle nie lang te bly nie. Sorg hulle die vark vrek, dan is hulle vry. En nou swerf hulle rond. Môre, as jy gaan bid, dan is hulle terug. As jy nou vandag al hierdie duiwels bestraf het, is hulle môre terug. En dan is daar duiwels oor wie ons nie baie autoriteit het nie. Daar is vorste oor wie ons nie autoriteit het nie. Ons het nie autoriteit oor die Satan nie. Ons het autoriteit oor die demone. Maar nie die Satan nie. Die Satan het God, die autoriteit. Hy sal hom in die poel van vuur werp, lees ons in Openbaring se einde, dan sal hy, God, die Satan in die vuur werp, en eers dan is dit sy einde. Ek kan aan hom niks doen nie. Ek dink ons moet redelik verstaan van waar lê ons autoriteit. Ons autoriteit lê nie by Satan as die wese nie. Maar ons het verskriklik baie autoriteit oor die demone, want dit is sy werktuie. Dit is hulle wat hy rondstuur, dis hulle wat ons pla. Goed, so daar is nou redelik baie van hierdie goed wat ons van ontslae moet raak. En daar is 3 wat saamwerk, en dit is die drie paddas. Ek het eendag gepraat oor die 3 paddas, onthou jy julle? Van Openbaring. Goed, so ek gaan nou nie weer oor daai praat nie, maar goed, die 3 paddas is die 3 vorste van die Satan. En die eerste een is die gees van die Antichrist. Nou hulle werk Vader, Seun, Heilige Gees. En daar is 'n vors wat teen elkeen van hulle werk. Goed, gees van die Antichrist, hy is in oppositie met Jesus Christus. So die Antichrist staan oor Jesus Christus. Gees van die Antichrist, hy werk in die atmosfeer. Hy is direk met die okkulte verbind. Gees van die Antichrist. So alles wat nie goddelik is nie, is hy. En dan kan 'n mens hierdie gees van die Antichrist wat hier rondom my is, want ek wil gaan bid. En nou kom hierdie gees van die Antichrist kom pla my, en hy wil eintlik hê ek moet nie in Christus glo nie. En dan kan 'n mens hom bestraf in die naam van Jesus Christus, en mens kan ook verklaar, jy kan verklaar, ek glo in Jesus Christus, die Seun van die Allerhoogste God. Maak 'n verklaring. Dit is kragtig om verklarings te maak in wat jy glo. Die tweede een is die God loonarmag. Hy werk teen God, God die Vader, God Almagtig, die God loonarmag. Hy verloon die krag en die oppergesag van God. Daai absolute autoriteit, die oppergesag, sy soewereiniteit. En dan kan 'n mens verklaar, ek glo in God die Vader en stel my eie wil ondergeskik aan sy wil. Die derde een is die moordgees op die Heilige Gees. Hy werk teen die Heilige Gees. Sal die Heilige Gees in jou binneste wil blus. Die gees van Python of Python, soos wat hy in Grieks is, die Kundalini of wat jy hom alles wil noem. Kundalini staan nie in die Bybel geskryf nie, dit is 'n Sanskrit woord wat iewers hier uit die ooste uitkom. Maar goed, almal verstaan wie hy is. So die moordgees op die Heilige Gees, die derde een. Hierdie is die 3 paddas van Openbaring, as jy hulle wil gaan opsoek.
Goed, as daai 3 nou bestraf is, dan het hulle weggekry, en dan is daar 'n klompie ander wat oorbly. Nou, hier is 'n hele paar, en dit is, wat ons moet verstaan is, dat die duiwel is nie almagtig nie, hy is ook nie alwetend nie. Die duiwel het eintlik baie min krag, en hy kan net doen wat hom toegelaat word om te doen. As ons Openbaring lees, dan is dit eintlik so mooi, dat 'n mens oral lees, dat die Here het oordeele wat hy uitgiet, en dan sê hy, daai een het die mag om dit te doen, en die een het die mag om dit te doen. En as 'n mens dit 'n bietjie oplet, dan kom jy agter, dat alles wat gebeur wanneer God die Vader vir hulle sê, julle kan nou dit doen, okay, gaan. En dan kan hulle net dit doen, hulle kan niks anders doen as dit nie. Lees dit 'n bietjie, lees 'n slag Openbaring deur, en kyk net 'n bietjie, die absolute almag van God as 'n soewereine God. En niks gebeur, tensy hy dit toelaat om te gebeur, anders kan hy niks doen nie. As hy sê, hier is 'n oordeel, en in die oordeel sterf 1/3 van die mense, is geweldig, want daar's baie mense op die aarde, en daar sterf 1/3, dan sal net 1/3 sterf. Dit sal nie 1/4 wees nie, dit sal nie die helfte wees nie, want hulle is toegelaat net tot dit. Maar nou het jy hierdie goed wat die duiwel moet help, want die Satan kan net op een plek op 'n slag wees. Hy weet glad nie wat in jou gedagtes aangaan nie, en hy weet nie wat in jou lewe aangaan nie, tensy hy nie vertel word wat in jou lewe aangaan nie. So nou is daar 'n klompie duiwels wat rondloop, oorblasergeeste. Hulle gee instruksies, blaas jy by jou ore in, bestraf hulle, want hulle kom met 'n klomp goed wat jy eintlik nie wou gehoor het nie, wat jy ook nie nou nodig het nie. So, oorblasergeeste, leenduiwels, die duiwels wat vir jou kom lieg. Het jy gesien, daai oom toe jy hom groet, hoe groet hy jou nie terug nie? Het jy gesien? Maar nou is jy op pad om te gaan bid, kom lieg vir jou. Het jy geweet, eintlik hou hy nie van jou nie. Nou begin jy wonder daaroor. Ja, ek het dit gesien. O, is dit wat dit is? Leenduiwels, moet hom nie glo nie. Dis wat die duiwel doen, hy lieg. Nuusdraers van die Antichrist. Die duiwel het manskappe nodig om nuus te kry, want hy weet nie wat aangaan nie. Rapportryers dra instruksies heen en weer. Kom van die duiwel af, dra instruksies aan, kry hierdie kant inligting, hardloop weer terug, kom weer terug. Rapportryers. Sleutel van die spiritus. Dis geeste wat werk, dit is die okkultiese en die waarsêende geeste is van die sleutel van die spiritus. Spiritus mag, as jy ooit wonder wat is 'n spiritus mag is die okkultiese magte, waarsêende geeste. Roepstem van die toormag, sit hier en roep hulp in, kry by die toorduiwels nog, roep hulp in, roepstem van die toormag. En dan die afluisterende duiwel. Jy is nou hierso om te bid tot die Here, en jy het nie van hierdie goed ontslaag geraak nie, en die afluisterende duiwel het jy nie van ontslaag geraak nie, en jy is nou besig om te bid, en nou sit hy net hier langs jou, en hy sit en maak alles bymekaar wat jy bid. En dan hardloop hy na die Satan toe en gaan vertel vir hom, wat is jy besig om te bid? Sodat hy kan manskappe opstel om jou te weerstaan. Wat het met Daniël gebeur? Daniël het gebid, en die vors van Perse het hom gehoor, en hy het gehardloop, en die antwoord het gekom, en hy het gekeer. Staan jou goed werk in die gees. Dan is daar verbindinge. Ek het laasweek daaroor gepraat, so ek gaan nie uitwy daaroor nie, ek gee net die name, die gedagtedrade wat gespan word van mense wat na my toe kom, en dan verskriklik baie gedagtedrade van my af na ander mense toe. Daar is goed waaraan jy dink, wat jy nie kan los nie. Mense aan wie jy dink, met wie jy nie kan klaar kry nie. Daar's gedagtedraad gespan word, heen en weer, word daar gedagtedraad gespan. Daar is baie keer drade wat gespan word van, wanneer jy iemand bejammer. Iemand was, sê nou maar siek, lê in die hospitaal. En nou, in steede dat ek vir daai persoon bid, dat die Here die persoon versterk en weer optel en gesond maak en genesing bring en die goed,
is ek besig om die persoon te bejammer. Ag, sies tog, ag, shame. Wat gaan nou van hulle word? Ag, shame. En die kindertjies, en ag, sies tog, en ag, sies tog. Drade van bejammering wat gespan word na daai persoon, en daai persoon raak al hoe meer terneergedruk. En al hoe meer kom daar 'n slagoffergees van, okay, so ek is nou maar die slagoffer hier. En so gaan dit nou sleg met my. Hierdie siekte kom al vir jare. Ek sal in elk geval nie gesond word nie, want die Here hoor my in elk geval nie. En dit help nou nie eers nie. En die dokters kan hom ook maar los. En die pille wat hulle my gee werk ook nie. Slagoffergees. Maar baie keer het ons 'n redelike groot bydrae daartoe, omdat ons hierdie drade van bejammering span na mense toe. Wat sê die Here? Dra mekaar se laste, bid vir mekaar. So as iemand in omstandighede is, in plaas van sies tog, shame, arme jy en arme dit, tel op. Here, kyk na my broer, kyk na my suster, tel op, bring weer genesing, bring oorwinning. Sluiers is goed wat oor jou verstand getrek word, waar 'n mens anders denkend begin word. Jy het nie veel nodig om anders te begin dink nie. Die Here het vir ons uit sy woord uit suiwer sy pad gegee. En dit is nie moeilik om anders denkend te word nie. Ons lees dit, baie van die valse profete wat kom. In die Nuwe Testament word daar dikwels, Petrus praat daarvan, Judas praat van die valse profete, Timoteus, Paulus waarsku teen die valse profete. Gaan lees hulle maar. Dis alles mense wat 'n sluier oor jou verstand kom trek. Paulus het die egte evangelie kom verkondig, en dan kom daar hier van die kantlyn af, kom daar ander wat sê, nee, weet wat, eintlik praat Paulus nou nie so heeltemal die waarheid nie, dis nou eintlik hoe dit werk. En 'n mens het nie veel van die goed nodig om te begin wonder nie. Jy al agtergekom hoe vinnig begin jy wonder. Jy het nie veel nodig nie. Sluier wat oor jou verstand is. Die probleem is, as jy onder sluier is jy die laaste een wat dit kan sien. Al die ander weet dit, behalwe jy. Maar trek jy goed van jou af, of jy nou dink jy is onder 'n sluier of nie, trek dit in elk geval van jou af. Manifesteer, skeer die sluiers van jou verstand af. Die nigter bly in die gees. Kore en bande van ongeregtigheid, ek het daaroor gepraat, goed wat na jou toe gebind word, kap hierdie goed af en vra dat die vuur van die Heilige Gees dit verteer. Die Here se vuur, die vuur van sy Gees is 'n verterende vuur. En hy verteer ongeregtigheid. Hy verteer nie sy kinders nie, maar hy reinig hulle met die vuur van sy Gees. Dis 'n vuur wat reinig. Dis nie 'n vuur wat verbrand nie. Ander goed wat op ons afkom is vervloekings. Die Here het vanaand gepraat van die vervloekings. En vervloekings kom uit verskriklik baie bronne uit. Enige ou wat nie van jou hou nie. Enige iemand iets wat ook al wat nie van jou hou nie, gaan jou vervloek. Daar is korporatiewe vervloekings. Daar is vloeke wat uitgestuur word deur die sataniste. Hulle stuur hierdie goed uit. Ons slaap lekker in die nag. Baie van hulle slaap nie in die nag nie. Die Here sê die werke van duisternis vind in die nag plaas, wanneer dit donker is, want dit is die werke van duisternis. Hulle hou nie van die lig nie. En as die son gaan sak en dit raak donker, dan begin al hierdie goed. Jy al gewonder hoekom is nagklubs net in die nag aan die gang? Dis die werke van duisternis. Die werk in die donker. Teegebede wat nie net van, kom ons sê van die godlose afkom nie. Daar is teegebede wat onder Christene plaasvind. Want ek stem nou nie saam met jou teologie nie. So ek gaan nou bid dat die Here jou kop nou verander, dat jou teologie nou kan beter word. Dan pas dit by myne. Teegebede onder die Here se kinders is verskriklik. Ek het al gewonder, wat maak die Here met alles? Ten minste is hy absoluut regverdig. Mens kan net dink aan die boer wat se land droog is, en sê, Here, stuur vir my reën. Maar Saterdag dan hou hulle 'n partytjie op die dorp, en sê hulle, Here, asseblief, moenie vir ons reën stuur nie. Nou het ek al gewonder, wat maak die Here? Gaan hy nou reën stuur of gaan hy dit nie doen nie? Maar goed, dis nie vir ons om dit te probeer vasstel nie. Bid in die Gees. Bid in die Gees. Romeine 8 vers 26 en 27. Net so kom die Gees, hoofletter, ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. Hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. Bid in die Gees, bid tot die Vader, deur Jesus Christus in die Heilige Gees. En as 'n mens tot die Vader bid tot die Vader. So dikwels hoor 'n mens dat daar baie mense is wat bid veral met openbare gebed, wat nie weet tot wie hulle bid nie.
Ag Vader, Here Jesus, so en so. Sondag, toe hoor ek weer iemand wat bid, Vader, dankie vir u bloed. Nooit. Jesus het sy bloed gestort, nie die Vader nie. Moenie sê, Vader, u bloed nie. Nooit. Dis Jesus. Maak seker tot wie jy bid. Bid tot die Vader, deur Jesus. Hy sê, ek is die deur. Wat julle in my naam vra, die Vader in my naam vra, sal hy vir julle gee. Bid vir inspirasie vanuit die hemel, die derde hemel. Kom ons praat gou oor sak en as. Ek sien ons tyd raak op, so ek het nou 'n klompie goed hier net uitgelos. Sak en as, wat het van ons sakke geword? Nee, ons gebruik nou nie meer sakke nie. Niemand het gesê ons gebruik nie meer sakke nie. Maar ons het gegroei in genade en ons het gegroei in kennis. Dis wat ons gedoen het. In die Bybel is die sak is sinoniem en simbolies van vernedering. In die Nuwe Testament lees ons dit ook. As jy jou verneder in sak en as, gaan verneder jou. Ou Testament kry ons dit. Hulle het hulle verneder in sak en as. Ek dink in Ester lees ons dit spesifiek. In die Ou Testament nog verder gaan, hulle klere geskeer, grond op die kop gegooi. As ons dit nou regtig wil doen soos in die Bybel, dan is dit wat jy dit doen. Skeer jou klere, roukleed oor, grond op die kop. Dan is ons nou presies in die Ou Testament. Nuwe Testament sê die Here, jou verneder in sak en as. Sak, om 'n roukleed aan te trek, is 'n teken van vernedering, van verootmoediging, van belydenis. Lê af. En daar is 'n plek daarvoor. Daar is tye wanneer 'n mens in vernedering jouself verneder voor die Here. Vat daai sak van jou en gooi hom oor jou. Die sak gaan niks doen nie, maar is simbolies. Dit is simbolies van vernedering. Vat ons 'n sak saam na die erediens toe op 'n Sondag? Nee, want dis 'n lofdiens. Jy gooi nie 'n sak oor jou, wat ek verneder my nou, maar ek loof die Here. Hoe kom hierdie twee by mekaar? So al wat gesê is, daar waar jy jou verneder, daar waar jy in afsondering is, daar waar jy voor die Here roep en kruip, daar, vat jou sak en vat jou as teken van vernedering. Diegene wat die sakke heeltemal weggepak het, daar's 'n plek daarvoor. Maar Sondag is 'n lofdiens. Ons kom by mekaar om die Here se naam te loof, om te verheerlik. Dit is wanneer jy koningsklere aantrek. As jy na jou koning toe kom om hom te prys en te verheerlik, en sy naam groot te maak, en sy teenwoordigheid te kom, en daar te staan as 'n losgekoopte, dan gaan staan jy daar met koningsklere aan, nie met 'n sak nie. So ek dink as daar nog 'n bietjie onduidelikheid is dan. Daar's 'n plek vir dit, vernedering, verootmoediging, afsondering, vat jou sak, gooi hom oop, lê daar. Draai hom om jou kop. Ek was op 'n plek waar ek die sak om my kop gedraai het. Die Here nodig gehad, ek was verneder. Maar Sondag, dan trek ek my pakklere aan, ek sit my das aan, dan verheerlik ek my Vader. Daar's 'n klompie aspekte van gebed. Een van hulle is, erken God vir wie hy is, en aanbid hom vir wie hy is. Jy aanbid hom nooit vir wat jy uit hom uit gaan kry nie. Nooit. Al die ander goed sal toegevoeg word. Soek eers die koninkryk van die hemel. Psalm 150. Wag op die Here. Psalm 62 vers 1. Ja, my siel is stil tot God. Van hom is my heil. Wag op die Here. Belydenis van sonde en van skuld. Ons lees in die Here se woord dat dit is die ongeregtighede. Dit is die sonde wat die skeiding bring. Wat jou onvrymoedig maak. As jy lekker stout was die dag, dan jy weggekruip vir jou pa. Ons ken dit. Of vir iemand het jy weggekruip. Jy weet, hier kom moeilikheid. Maar as jy niks verkeerd gedoen het en jou pa kom by die huis, hardloop jy, hallo pa. Bid die skrif. Die Here se skrif is 'n skrif wat vol beloftes is. Ons kan die beloftes vat en ons kan dit bid, maak dit ons eie. Waak, daar is 'n tyd vir geestelike waarneming. Wees bedag op die goed waarop jy moet bid. Voorbidding is 'n tyd van intree. Tree in vir mense. Tree in vir jou land.
tree in vir omstandighede, tree in vir baie dinge. Die Here het jare gelede, ek onthou dit, maar dit is baie lank terug, het die Here gesê, ons moet bid, dat hulle nie onmoontlike wette maak nie. En ek dink daar is 'n hele klompie wette wat al intussen in ons land gemaak het, wat die lewe vir 'n mens baie moeilik maak. Daar is 'n wet waarmee hulle besig is, en dit is ek het nie sy naam nie. Maar in elk geval, dit gaan daarop neerkom, as daardie wet gepromulgeer is, en hy's afgeteken deur die president, en hy is verklaar as 'n wet, dan gaan dit beteken dat as ek die Here se woord vat, en ek lees daar 'n vers, en as iemand in die gehoor, wat nie saamstem met wat daar staan nie, of hulle hou nie daarvan wat daar staan nie, want hulle voel nou veroordeel, dan kan hulle prokureur toe gaan, 'n saak teen my maak, en ek kan in die hof land vir 'n vers wat ek in die woord gelees het. Dit is 'n wet wat op die tafel is, dit is nie 'n geheimenis nie. Die Here het gesê, ons moet bid dat nie onmoontlike wette maak nie. Want as daai wet gaan deurgaan, dan gaan die stem van die predikers gaan stil word. Of jy aanpraat in jy land in die tronk, of jy gaan stil bly. Ek weet nie. Ons moet bid teen hierdie goed, voorbidding. Ons bid teen hierdie goed. Danksegging, streek altyd waardering uit, dank die Here. Partykeer is mens so dankbaar vir baie dinge, as jy by een begin, en dink jy maaks nog bly vir dit ook, en bly vir dit. Maak dit 'n slag gedraai in 'n hospitaal, dan gaan jy huis toe. En dan sê Here, dankie dat ek gesond is. Sang is deel van aanbidding, melodieuse aanbidding, waar die Here se naam verheerlik. Daarom is daar soveel krag in sang. As ons saam sing, vanaand sing ons saam, wat gebeur? Die hemele gaan oop, die Here begin werk. Want ons aanbid hom met sang, korporatiewe aanbidding. En oordenking. Oordenking is die tyd waar jy wag dat die Here met jou praat. Luister na die Here se stem. Daar's tye wat ek vir 'n uur lank gaan bid het en nie 'n woord gesê het nie. Maar in die uur het vir my meer beteken as 'n hele uur wat ek lank gebid het. Want in daai tyd kon die Here met my praat. Ek 'n slag hoor wat hy wil sê. Wonderlike openbarings wat die Here gee in tye wat jy luister. En lofprysing. Lofprysing, prys die Here, maak sy naam groot. Psalm 150, alles wat asem het, laat ons die Here loof. En as jy nie lekker genoeg loof het, dan sê hy, voeg nou net nog die simbale en die tamboerine en al die goeders, voeg hulle ook by. Prys die Here. Dis wat hulle gedoen het om Jerigo, toe hulle getrek het om Jerigo. Is dit so pragtig om te sien dat heel voor, hier, dit is die leermag wat trek, en dit is die volk wat trek, en heel voor is die ark, en saam met hulle loop die sangers. Gaan kyk 'n bietjie hoe prominent is die sangers in die Ou Testament in oorlogvoering, waar die sangers deel van die leer was, en die sangers het vooruitgeloop. Hulle wat die Here se naam verheerlik, sy naam groot maak, en die Here het die oorwinning gegee, wanneer die sangers vooruitloop, en die Here loof en prys. En dit is iets wat 'n mens nie moet verwaarloos nie. As ons hierdie goed doen, dit vat nie lank nie, om jou gereed te maak vir gebed nie. Wonder of dit 'n minuut of 2 minute is. Dis al wat dit kos, om deur al hierdie goed te gaan. Dit klink lank, want ek het dit verduidelik. Dit is maar hoekom dit lank klink, maar dit is eintlik baie vinnig. En as jy deur hierdie goed gaan, waar jy begin, raak ontslaaf van die laste, raak ontslaaf van die bande en die sluiers, roep die verbond weer in herinnering, die bloed van Jesus Christus oor jou, jy bekleed met die wapenrusting, en jy het hierdie goeders gedoen, en jy bid dan, is daar nie meer 'n ceiling nie. As jy dan bid, dan gaan jou gebed na die troon toe, troonkamer. En dan gebeur wonderlike dinge. In die troonkamer word al die gebede van die heiliges word opgevang in goue skale is voor die troon. En uiteindelik word daar die skale gemeng met die vuur van die altaar, die kole word bygevoeg. En dan word alles op die aarde gegooi vir hulle wat nie Jesus wou aanneem nie. Hulle het die kans gehad, die geleentheid gehad, alles was daar, maar hulle wou hom nie aanneem nie. En dan is daai gebede, my gebede, saam met die oordeele van God, word op die aarde uitgegooi. En dan word alles gewreek, wat op die aarde gebeur het, en waarvan die wraak God toekom, want dit is wat hom toekom. So die wraak van al die onskuldige mense, wat se bloed ooit gestort is, van Abel af, dit wag.
Het roep uit vir wraak, en dit wag. Die wraak gaan kom. Almal wat vermoor is op die aarde, almal wat onskuldig gesterf het, almal. Uiteindelik, sê die skrif, die wraak kom die Here toe, en dan word dit gewreek. Die loon van die arbeider. Alles wat uitgeroep het tot die lewende God, word gewreek, dan aan die einde. Maar dan is ons nie meer hier nie, want die Here kom al sy kinders voor die tyd. Amen.